Goeiemorgen allemaal. Het is lekker om jullie vanmorgen te zien. Het is nog een beetje koud buitenkant. Het is nog van ons mensen wat hier koud krijgen. Het is van ons mensen wat ziek is. Ik maak verskoning voor ons woordstofleader, voor Jeff, dat hij niet kan wees vanmorgen nie, wat weens werksverplichtingen vanmorgen nie hier is nie. Mag die Heer hulle seën op die pad terug, ook al op pad terug is na hom toe. Maar het is lekker om elkeen van u vanmorgen saam met ons te kan sien, saam met ons te kan hê. Ons is hier om die naam van die Here groot te maak. Ek weet ons maak allemaal ons eie goedjies wat ons bezig hou en ons kop op die tyd bezig hou. Maar kom ons vanmorgen net sê, Here, just take me out of my mind into your presence. Dat ons vanmorgen, die woord sê so mooi, hy sê, bedink die dinge wat daar bo is. En kom ons kom op 'n plek vanmorgen en sê, Here, ons bedink die dinge wat daar bo is. En wat nie op die aarde is nie. En maar my dink vanmorgen, ek met my gitaar, so, Here, moet my hart sing vanmorgen, om my te dra met te help vanmorgen. Kom ons, terwyl ons sit, gaan ons net op in my gebed. Vader, wat 'n voorreg vanmorgen, om hier te kan wees, Here. Elke keer wat ons by die kerk in kan stap, Here, is vir ons 'n voorreg dat ons met oop deure en oop vensters, Here, u naam kan groot maak. En dat ons volle bors uit die naam kan besing, Here. Ons wil die loof en ons wil die prys vanmorgen, omdat u die liefling van ons siele is, Here. U is vanmorgen die spoel waarom ons lewe draai. En Here, as dit nie vir u was nie, Here, waar sou ons gewees het vanmorgen? Dankie vir die Heilige Gees, Here, op hierdie Pinksteroggend, Sondagoggend, Here, wat ek vanmorgen bid. Die krag van die Here vanmorgen sal kom, Lord, that you will come like a mighty rushing wind through this place and just touch people in this place. That you will door the heaven upon us as you did on Pentecost, Lord, that just door the heaven and give us your power and give us your glory. Give us your Holy Spirit, O Lord. Just pour your Spirit upon us in the mighty name of Jesus. That you will baptize us again, Lord, with your power and with your grace. That you will baptize us again with fire, Lord. Here, dat ons vanmorgen sal ervaar, Here, die krag van die Here op ons toesak. Bid Here, dat elke koortjie wat ons gaan sing vanmorgen sal wees om eer en verheerliking van die naam. Want het gaan vanmorgen net oor u, Here. Ons is nie hier, Here, om iemand te impress, ons is hier om God se naam groot te maak. En ek vraag nie met ons al wees, elke keer aan die ingekom het vanmorgen, dat u elke hart ontvanklik sal maak vanmorgen, Here. En soos wat ek gevra het, Here, take us out of our minds into your presence. In the mighty name of Jesus, and we worship you, God. Amen. Ons gaan staan en gaan ons saam sing tot eer van die naam van die Here. Lekker saam sing. Kan eers hoor. Ons gaan op die wag vanoggend se offerandes en tiendes en ons vra tog baie mooi dat u die offerandes en tiendes sal gee. Eerste woordjie sê so, hy sê, why don't you lift up your hands and praise the Lord? Ek dink elkeen van ons het vanmorgen 'n rede om God te loof. Net om vanmorgen te kan asemhaal, is dit 'n rede om God te loof en om te prys. En kom ons doen dit vanmorgen tot eer van die Here. Ek wil vir Letty baie welkom sê, sy teruggetrek na hom toe. Welkom by die huis. Het is lekker om jou saam met ons te hê, Letty. Mag die Here jou baie lekker seën saam met ons vanmorgen. Kom ons sing lekker saam met die koortjie. Why don't you lift up your hands and praise the Lord?
Wat 'n voorreg vanmôre om die hart te kan ken vir die kinders. Here, dankie dat U vanmôre vir ons lief is. Dankie dat U ons eerste lief gehad het, Here. Dankie dat U Jesus dat U vir ons die prys betaal het, die hemel van Golgotha. En dankie dat ons vanmôre kan uitroep en gedenk vanmôre, Here, die uitstorting van die Heilige Gees. Dankie Vader vir die uitstorting van die Heilige Gees. Dankie dat ons die Gees kan hê, Here, om in ons te bly en in ons te wees tot in alle ewigheid. Dankie vanmôre, Here, dat U met ons is en saam met ons sal wees. Maak nie saak waar ons gaan nie, Here, U is saam met ons. En U is ook vanmôre in hierdie diens, Here. Ek bid dat U nou elkeen sal aanraak, dat U die woord in elke hart sal gaan lê, Here. Dat U dit sal vasmaak in elke gedagte vanmôre, Here. Ek verklaar my totale afhanklikheid van die Gees van die Here, van die salwende krag van God se Heilige Gees, Here, is wat ek vanmôre wil ek net die spreekbuis wees. En aan U, Here, kom toe die lof en die eer en die aanbidding van my hart en ek dank U daarvoor. Amen en amen. U kan die sitplekke neem. Baie bekende gedeelte in die woord van die Here. Handelinge 1, vers 5 en vers 8, kan ek met u deel vanmôre. Acts, the first chapter, verse 5 and verse 8. Verse 5, John the Baptist baptized you with water, but in a few days' time, you will be baptized by the Holy Spirit. Verse 8. But you will receive. Okay, sê nie vir iemand naby jou, you will. Receive the Holy Spirit, and it will come unto you. Then you will be my witnesses to testify about me in Jerusalem, throughout Judea and Samaria and the ends of the earth. Net tot sover. Mag die Here sy woord in ons harte seën. Baie dankie Aye. You will receive power. Today is Pentecost Sunday. Vir die wat nie geweet het nie.
Pinkstersondag. And all over the world, people are celebrating this day, celebrating the pouring out of the Spirit of God 2,000 years ago. As it was poured out in the upper room, and I know not only me, but everyone listening today, everyone over this world, that's a Pentecostal child of God, is longing for God to pour out His Spirit upon us again. During the week, I was asking God for something new. I like revelation. I love the Word of God, but I love it when God gives me revelation out of the Word. Sometimes we read something and suddenly you recognize that there's something new in it. And in this week I asked God, I said, Lord, just give me a new revelation for this Sunday, on this day of Pentecost. Ek self het al so baie preke gepreek oor die uitstorting van die Gees, wat elkeen beteken, wat die krag beteken, wat dit beteken to endure. Al die goeders het ek gepreek, en partykeer het ons so in dieptaal ingegaan en van die goed gehoor. Maar terwyl ek so in my gebed wagtend op die Here sit, vir dit wat hy vandag vir die kerk van die Here Jesus vir u en vir my wil gee, is dit asof ek net iets by God kry wat ek eintlik nie verwag het nie. Want ek wag vir hierdie openbaring. Lord, just give me something new, something revelation. En skielik hoor ek die Gees van die Here sê net vir my, die grootste openbaring oor die uitstorting van die Heilige Gees, het ek al menigmale vir die kerk gegee, oor en oor en oor. Maar dis asof die kerk dit nie verstaan nie. Dis baie keer asof dit die kerk nie geval nie. En asof hulle dit nie vat nie. En die Gees van die Here hoor ek hoe hy my gees vir my sê, dis nie iets niets nie, maar dis vars. It's not a new revelation, but it's a fresh revelation. Ek persoonlik glo dat ons vier Pinkstersondag, maar ek persoonlik glo dat omdat ons Pinkster is, hou ons die hele jaar Pinkster in elk geval. Ons is veronderstel om die hele jaar deur vir mense te bid vir die dooping met die Heilige Gees. Wagtend te wees vir die dooping met die Heilige Gees. Ons bid so baie keer vir mense op Pinkster, in die Pinkstertyd, vir die dooping met die Heilige Gees. Maar vir baie mense is dit asof Pinkstertyd net 'n goedvoeltyd is. Hulle soek net hierdie aanraking van die Gees van die Here just to feel good. Hierdie thrill teen my ruggraat af. Hierdie goosebumps wat ek kry, hierdie wat ek voel my hare gaan so regop staan. Maar wanneer hulle by die kerk uitstap, is hulle back to square one. Dan doen hulle nog steeds wat hulle gedoen het. Daar's geen change nie. En dis rondom dit wat God so ernstig met my begin praat het, toe ek hierdie skrif kry. Toe sê die Here vir my, ek gaan nie vir jou iets niets gee nie, maar ek wil hê jy moet vir die kerk gaan sê wat die doel van die Gees van God is. Dis nie dat jy goed kan voel nie. Met groot respek is nie dat jy moet omval nie. Die doel van die Pinkster
En van die uitstorting van die Gees van die Here is, you will receive power. Then you will be my witnesses to testify about me throughout the world. Julle sal krag ontvang. Die hoofdoel van dit alles vanmôre, kind van die Here, dit wat die kerk Pinkster, waaroor dit gaan vanmôre, is nie maar net om vinniger koortjies te sing of 'n ander tipe van godsdienst te hê nie. Pinkster beteken vanmôre om die krag van God te kan hê. Ek het al baie vir gesê die Here werk met my prentjies en dis vir my baie keer so lagwekkend vir myself wanneer ek die goed by die Here kry. Terwyl ek by die Here besig is en ek hierdie kry wat die Here sê, en julle sal krag ontvang wanneer die Gees van die Here oor my kom, vat die Here my na 'n bodybuilder toe. En hierdie ouens wat weights optel. Jy al gesien hoe lyk party van hulle? Hulle staan so, daai arms, hy kan sy rug nie eens krap nie. Hy kan nie sy oor krap nie, want sy spiere is te. En die Here vra vir my, wat doen daai ou met sy spiere? Daai ou wat daai honderde kilogramme so optel, wat doen hy met dit? En die Gees van die Here sê vir my, is net vir die show. Kom aan, jy weet mos waarvan praat ek nou vanmôre. Want al wat hulle doen is om hulle te gaan wys hoe sterk is hulle en dit mos sulke moves wat hulle maak. En dis baie mooi gebou, great. But it's only for the show. Hulle het hierdie verskriklike krag in hulle, maar dit beteken niks. Want dit is maar net om vir die wêreld te kan wys, ek het krag. Sommige net om te wys, ja, kyk hoe mooi is ek. En die Gees van die Here sê vir my duidelik, hoor ek hoe die Gees van die Here vir my sê, dis hoe baie kinders van die Here is. They want to receive the power of God, just to say, I've got the power of God. Hulle soek die krag van die Here om net te kan sê, ja, ek het vanmôre 'n ontmoeting met die Here gehad. Net om te kan sê, weet jy wat, ek het vanmôre, het God my aangeraak. Maar jy sien vanmôre by die kerk van die Here Jesus, ek en jy moet vanmôre begin verstaan, kerk van die Here. Dat dit waarmee die kerk van die Jesus mee besig is, hier wat hy sê in julle, you will receive power, is nie show business nie. Dis nie 'n vertoon nie. Want Jesus gaan verder in hierdie skrif. En hy sê, you will receive power and you will be my witnesses. As jy gaan kyk na die oorspronklike taal, dan sê hy, and you will change the lives of other people with the power I'm giving to you. Belangrik vanmôre, hy sê, you will receive power. Dis 'n uitgemaakte saak. God wil vanmôre sy krag aan ons openbaar. God wil sy krag aan ons gee. But not for a feel-good business. But he wants to give us the power of God to expand the kingdom of God. Let's be honest today. How many people who's been baptized in the Holy Spirit has ever destroyed the works of Satan? Ag, dalk is dit nie wat jy wou hoor vanmôre nie.
Ek onthou as kind. Het ek die krag van die Here ervaar op bonatuurlike maniere. Maar ek onthou my ma, my pa was gedoop met die Heilige Gees en hulle het 'n verskil in ander mense se lewens gemaak. Hulle het nie die pastoor se toestemming gevra om vir iemand te gaan bid nie. Hulle het vir mense gaan bid. Ek onthou Sondagmiddag. My pa het skofte gewerk en as dit nou so is dat hy Sondagmiddag af is, dan het hy my ma in die kar geklim. Hulle het nie 'n slaapie gaan vang nie. Hulle het in die kar geklim en ry hulle hospitaal toe. Dan stap my pa en my ma van kamer tot kamer tot kamer. En hulle bid vir almal. Why? They had the power of the Holy Spirit. Ek onthou in ons Rus hospitaal het my pa so goed geken. Wanneer daar regtig drama was of iemand regtig siek was of in 'n kritieke toestand was, het hulle my pa gebel. En hy was nie 'n pastoor nie. Dan het hulle vir hom gesê, oom Jeff, kom bid asseblief gou vir hierdie mense. They had the power of the Holy Spirit. They saw the change in the lives of people because of the power of the Holy Spirit upon my father. Ek het baie keer, ek onthou toe ek jeugleier was en welkom, het ek baie keer Vrydag aand dat ons jeug gevat. Dan stap ons in die hospitale in. Dan begin ons vir mense te bid. Vir mense die evangelie te verkondig. Ek onthou dit ons baie keer welkom met 'n plek gehad, hulle noem dit die Liberty Sentrum, was so 'n sentrum gewees met 'n mall soos wat ons dit vandag ken. En daar was so 'n amfitheater, Saterdagoggende het ons daar opgeslaan, musiek, dat ons mense bedien. Ek het mense daar gesien in die middel van die stad, onder die krag van die Here val. Ek het gesien duiwels uit te hardloop. Ek het gesien hoe siekes gesond word, because there's power of the Holy Spirit. Maar dit is vir my regtig asof die kerk van die Here Jesus se fokus geskuif het van die krag van God se Heilige Gees af na show business toe. Dis asof die kerk van die Here Jesus maar net wil wys en wil sê, weet jy wat, ons het die krag van die Here. Maar ek wil jou vra vanmôre, kerk van die Here, op die Pinksteroggend, Sondagoggend, wil ek jou vra, wat doen jy vanmôre met die krag van God se Heilige Gees in jou lewe? Luister gou wat sê die Good News Bible. Hy sê, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled up to the brim with the power of the Holy Spirit. Maar die wêreld het so op ons kom plak. Die dinge van die lewe, die stryd en die dramas van hierdie lewe het so op ons kom plak dat ons net probeer survive elke dag van ons lewe. En intussen gaan 'n wêreld buitekant ons mure gaan verlore. Ek wil jou vra vanmôre kerk, weet die wêreld dat jy die krag van God het? Can you demonstrate the power of the Holy Spirit that lives inside of you to the world outside? Mense wat saam met jou werk, weet hulle jy het die krag van God binne in jou?
Ag, ek het dit al baie in my lewe gesê, en is maar net so 'n bietjie op 'n ligter noot as ek dit kan sê. As iemand kopseer het, in plaas dat ons sê kom ek bid gou vir jou, sê ons hier vir jou grandpa. As iemand demone in hom het, dan roep ons iemand in om te kom help. But you are supposed to have the power of the Holy Spirit inside of you. I say you will receive the power of the Holy Spirit. Ek vra jou vanmôre, kerk van die Here, dis lekker om vanmôre te kan sê, Here, pastoor, kom ons bid net vir die dooping met die Heilige Gees. Kom ons bid net dat die Here mense aanraak. Ek wil jou vra vanmôre, ek gaan bid vanmôre, maar ek wil jou vra vanmôre, wat wil jy doen met die krag? Dis nie nuut nie, maar dis vars elke keer. What do you want to do with the power of the Holy Spirit? To be filled means, it implies that the human spirit will be overwhelmed or immersed in the Holy Spirit's power. The baptism of the Holy Spirit was not a sprinkling, but an outpour and an overwhelming and a control of the human spirit. Dis wat dit beteken. And that's exactly what God wants the church to be. You will receive power. Petrus verduidelik vir my, in Handelinge 10 vers 38, verduidelik hy vir ons presies wat dit beteken om die krag van die Heilige Gees te kan hê. I say, you know that God anointed Jesus from Nazareth with the Holy Spirit and with power. Jesus went everywhere and did good things, such as healing everyone that was under the devil's power. Jesus did these things because God was with him. Where the power of God is, there's God. Terwyl ek die skrif lees, dis of die Gees van die Here met my begin praat en sê dat die kerk van die Here doen nie meer goed nie. Want ons is so op onsself gesentreer. Ons is so op onsself ingestel dat ons baie keer nes die wêreld word. Ag, ek sê weer, dalk is dit nie wat jy vanmôre wou hoor nie. Maar ek het vir jou boodskap van die Here vanmôre. If you are the only one who do good, still do good. Al is jy tussen 1000 mense en jy is die enigste een wat goed doen, hou aan goed doen. Because when I have the Spirit of God, I do good. Ek raak nie soos die wêreld nie. Ek vertrap nie mense onder my voete nie. Ek trap nie oor mense om die leer te klim nie. I still do good. Ek is noudag by Checkers en ek en Aya. En ek sê altyd vir die mense as hulle my help, klaar gehelp het, as ek thank you, have a wonderful day, may the Lord bless you, en dan loop ek. En toe ek vir hierdie een vrou sê, sy het eers vir my gesê, sy sê, you look like jy lyk so 'n prokureur, 'n lawyer. Ek sê niks nie 'n lawyer nie. Sy sê, but there's something about you. What are you? What job do you do? Ek sê, I'm a pastor. Sy sê, I just knew it. Ek blaas my beeld môre of vir iets oordra net. En toe ek vir haar sê, may the Lord bless you. Toe kyk sy my so en sy sê vir my, wow.
It's the most wonderful words. Can I come to your church? Dis was nou nog nie, maar groot is wel seker kom nog. Sê yes, please come. Weet jy wat, kind van die Here, wat ek daardeur vir jou probeer sê is, do good. Hoekom moet ek die Noorse bulldog wees wanneer ek by die til staan? Hallo, is daar iemand wat hoor wat ek sê? Het dit iets van my gevat om vir hierdie vrou te sê, God bless you. Niks. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, wanneer mense na jou kyk, wanneer jy in mense se teenwoordigheid kom, what do they see? What does they experience when you speak to them? Ek het nou eendag as ek daar by binnelandse sake, Renet is gou in binnekant toe vir haar nuwe ID en ek sit daar buitekant want jy mag nou nie 2-2 ingaan en ek sit daar buitekant en daar sit 'n ou langs my en ons begin sommer net gesels oor die weer en whatever. En hy kyk my op 'n stadium en sê vir my, there's such peace in you. Want tussen was ek eintlik bietjie gecharged daai dag. Vir myself het ek gevoel ek is eintlik bietjie geïrriteerd en bietjie gecharged. Maar hierdie man ervaar, there's such peace in you. Want die sien kind van die Here, there's the power of the Holy Spirit. Al voel ek party daar nie dieselfde nie. When the power of the Holy Spirit is in me, when I'm filled with the Holy Spirit up to the brim, it flows over to the people you've met, to the people you speak to. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, you will receive power. But what are you going to do with that power? My vraag vanmôre aan u kind van die Here, wat wil jy doen met die krag van God se Heilige Gees? Jesus sê, you will do good. Paulus kom by geleentheid en hy praat oor hierdie selfde ding. En hy sê die volgende in 1 Korintiërs 2 vers 4, hy sê, my rede en my prediking was nie oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van die krag van God. Okay, dit gebeur nou seker nie hier nie, dis op ander plekke. Maar ons partykeer is ons kinders van die Here mos sulke Bible punchers. Jy wil die ou met die Bybel slaan amper. Net dat hy moet hoor wat jy wil sê. En jy gooi hom met die skrif. Jy verkwoteer die skrifte so op, so. Kan ek vanmôre vir jou, that's not gonna change them. Dit gaan nie 'n verskil maak nie. Want Paulus sê, my rede en my prediking is nie oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar is 'n betoning van die krag van God. Wat die kerk vanmôre weer nodig het, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. En dan sê hy, and you will be my witnesses. Ek vra weer die vraag vanmôre aan u wat voor my sit. Wat wil jy doen met die krag van God se Heilige Gees? Terwyl ek met dit besig is, toe sê die Here, maar dis so baie keer bid ons vir die dooping met die Heilige Gees en die eerste keer het ons nou gehoor, mense weet nie wat om te doen met die Gees van die Here, maar God sê vir my, wat mense ook vergeet, revelation, vars, God het 'n orde, waar volgens sy werk, hoor vanmôre die woord van die Here. With all due respect vanmôre, en ek weet ons weer eens, ons bedoel goed. Op Pinkster veral, dan bid ons vir almal vir die dooping met die Heilige Gees. En as ons partykeer half disappointed dat mense nie almal gedoop is met die Heilige Gees nie.
Ek is baie keer. Ek vir mense gebid het soek ge-change in hulle lewe. Ek soek die Here met hulle doop met die Heilige Gees, maar die Here sê vir my, onthou net, daar's 'n orde wat God het. En weer eens wys die Here my 'n prentjie. Ek weet nie wie van u was al op 'n varkplaas nie. Het jy al gesien hoe lyk 'n varkie as hy daar in die modder gespeel het? Not very nice. Dan vat hulle daai ou klein varkie. Ons het mense gehad bestaan wat hier buite gebly het wat met varke geboer het. Dan vat hulle daai ou klein varkie en dan was hulle hom. Ag, gaan sy die cuteste ding wat jy kan kry. Is 'n varkie, maar is die cuteste ding. Hoekom? He's been washed. Skielik is hy nie meer grillerig nie. Because he's been washed. Ek wil jy moet gehoor wat ek vanmôre vir u wil sê. Luister wat sê Handelinge 8 vers 17. Hy sê hulle het toe die hande opgelê en hulle het by die Heilige Gees ontvang en Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê die Heilige Gees kan nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, hierdie ou het gedink dis cheap. Die Gees van God is nie cheap nie. Jy kan nie die Gees van die Here vir die vuil varkie gee nie. Ekskuus, hy seker nie kans totaal nie. Kyk na vers 20 sê. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het, die gawe van God kan met geld gekoop word. Baie mense dink, hy kan die gawe van God met geld koop, met fame koop, met wie ek is koop. Pastoor, jy moet dan weet wie ek is. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, God, sy Heilige Gees kan nie gekoop word nie, want dit is gratis en verniet. Dis amper kras wat Petrus vir hierdie man sê. En baie mense vat stryd wanneer ek vir hulle die woord van die Here bring, soos wat God dit vir my gee. Maar ek het vanmôre vir jou boodskap van die Here, kind van die Here, elkeen wat hier sit, elkeen wat vanmôre op Facebook kyk, hoor die woord van die Here, God het 'n orde. Luister wat sê hy, Handelinge 2 vers 37. Toe sê hulle, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en sê vir Petrus en die ander apostels, wat moet ons doen om die Gees te kry? Wat moet ek doen? En hier kom God se orde. Hy sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here na hom toe roep. Ek wil vanmôre vir jou sê, die belofte kom ons almal toe. Maar God sê vanmôre, bekeer jou. Ek het al baie in my lewe gesê, as ek in 'n garage gebore word, is ek nie 'n kar nie. As ek in 'n huis gebore word waar die Here gedien word, is ek nie 'n kind van die Here nie. Gooi ek 'n paar appelkarretjies om. Die Bybel sê, Jesus sê vir Nikodemus, as jy nie wedergebore word uit water en gees nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy sien, kind van die Here, daar moet 'n dag in my lewe aanbreek, wat ek my knieë voor God buig, my sonde bely en laat staan, en my hart vir Jesus gee, en hom in my lewe innooi, en dat hy kan beheer vat oor my lewe. Maar in die dag wat ons in leef, kom mense, hulle sê hou dingetjie op, maar as hy daar uitstap, dan doen hy presies wat hy nog steeds gedoen het. Paulus sê, bekeer jou. Om my te bekeer beteken vanmôre, ek het in hierdie rigting gestap, ek het omgedraai en ek stap nou in hierdie rigting. Dis wat bekeer beteken. Bekeer beteken, ek het my sonde gelos en laat staan.
Bekeer beteken, daar het 'n verandering in my lewe plaasgevind. Maar ongelukkig vir die kerk van die Here, maak dit nie meer saak nie. En kan ek vanmôre vir julle sê, dis hoekom ons nie meer so baie doping met die Heilige Gees sien nie. Mense sê, ek is 'n kind van die Here, maar hy het nog nooit tot bekering gekom nie. Luister wat sê die Engelse Bybel. Hy sê, and Peter answered, repent and be baptized. Repent. Jammer, Here, oor dit wat ek verkeerd gedoen het. Ek soek nie 'n loophole om die sonde mee aan te gaan nie. Ek blaai nie die Bybel deur en lees die Bybel deur om te kyk, hoe kan ek my sonde goed praat nie? I repent. And I say, Lord, I'm so sorry. Change my heart. Dit is vanmôre weer nodig dat die kerk van die Here sal repent. Ek het net nog gesê, ons val in dieselfde stroom baie keer in as die wêreld. En ons doen maar wat hulle doen, dat ek net nie uit is nie. Dat hulle net nie skeef na my kyk nie. Maar God sê vanmôre vir u, jy sal krag ontvang, but first you have repent. You have to repent. Luister wat sê hy. Peter answered, he said, repent and be baptized, every one of you. Then, hoor die woordjie, then you will receive the gift of the Holy Spirit. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, dis tyd dat ons vanmôre weer op 'n plek sal kom wat ons sal sê, Here, ek wil elke dag van my lewe repent. Die Bybel sê hy wat nie sonde het nie, lieg. Elke dag van my lewe sal ek sê, ekskuus Here, as ek vandag iets verkeerd gedoen het. Jammer Here, as ek vandag sonde gedoen het. God wants his people to repent. He wants his church to repent. He wants to pour the Spirit of God upon the church again. He wants to give us the greatest and biggest revival ever. But the church has to repent. Kyk gou wat sê die Bybel. The Bible in basic English sê die Bybel so. Hy sê, and Peter said, let your heart be changed. Everyone, and let every one of you be baptized. Let your heart be changed. Laat toe dat God jou hart verander. Laat hy jou harde klip, harde hart uithaal en vir jou sagte hart insit. Baie mense, hoe harder ek is, hoe meer dink ek is die ou, die man van die plek. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, 'n man en 'n vrou wat 'n traan kan stort voor God, is 'n man en 'n vrou wat God se hart verstaan. Ek gaan nie vanmôre, dit vat niks van my af, wanneer God my harde hart uithaal en vir my sagte hart insit. Let your heart be changed. Jy's nie die plek vanmôre om te kom hoor, God wil jou hart verander. Pastoor, dis ook groot geword het. Dis hoe my pa en my ma my geleer het. 'n Man huil nie. Jesus leer my, ek wil vir jou sagte hart gee. Hoor die woord van die Here vanmôre. Let your heart be changed. And you will receive the power of the Holy Spirit.
Sê net vir iemand naby jou, you will receive. Ek sê weer wat ek nou gesê, dis dalk nie wat jy verhoor vanmôre nie, maar God het vir my so duidelik gesê, gaan sê vir my kerk. Die eerste vraag wat God vanmôre vir die kerk vra, wat wil jy met die krag doen? En die tweede ding wat God sê is, repent and be baptized. Kan ek vanmôre vir jou sê, as jy nie deur daai doopwater gegaan het nie, kan God jou nie doop met die Heilige Gees nie. Dis God se orde. Ek kan nie vanmôre kom en vir jou sê, okay, wie wat, om jou goed te laat voel, kom ons change dit nie. Want dis wat God se woord vanmôre sê. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Ons sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. As ons vanmôre kan sê, Here, I've got a repentant spirit in my heart. Ek het 'n gees, Here, wat kan bely. Ek dink een van die moeilikste dinge vir ons boerevolkie is om ekskuus te sê. Maar as ook maar ons nou nie hier by ons nie, né? Om jammer te sê. Om te sê, weet jy, was my skuld geweest. Sorry, ek was verkeerd. Ons maak mos so, ja, ek is jammer, maar. Ag, come on. Ek is jammer, maar. Ek het 'n ding wat ek baie keer sê, as die woordjie maar sê, vee jy alles met 'n uitveer uit wat jy nou net gesê het. God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat kan sê, Here, I want to repent. Miskien is ek hier op die plek waar ek was nie. Miskien is ek lou vanmôre, Here. Die Bybel sê, was jy maar koud, of was jy maar warm, maar omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspuug. God roep vanmôre die kerk om weer heiligmaking na te strewe. Roep die kerk, ek sê nie vanmôre ons gaan nie meer foute maak nie. Ek sê nie ons gaan nie meer sonde doen nie. Ons doen baie keer goed en dan skielik dan besef jy, ag, wat het ek nou gedoen? Ag, kom maar, wie weet waarvan praat ek? Jy sê iets en dink jy, ja, as ek my tong nou kan afbyt. Maar dis nie die geheim lê daarin om te kan sê, ekskuus, Here. Dit is so jammer. Dis eintlik so eenvoudig. God wil vanmôre sy gees op sy kerk uitgiet. Maar hy soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat kan repent. 'n Man en 'n vrou wat kan sê, Here, ek soek nie net krag om vir 'n show business nie. Ek soek krag want ek wil die getuie wees, Here. Ek wil vir mense kan vertel van die goedheid van God. Ek wil vir mense kan vertel van die liefde van Jesus. Ek wil mense kan vertel dat Jesus red en genees en doop nog met sy Heilige Gees. Ek wil mense vertel dat ek hier is om die werke van die vyand te verbreek. God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat kan sê, Here, ek soek die krag van God. Ek sluit met 1 Korintiërs 2 vers 5 sê, sodat julle geloof nie in wysheid van mense bestaan nie, maar in die krag van God. Jy sien, kind van die Here, baie keer sukkel ons met geloof. Ons sukkel om baie keer staande te bly. Maar die Bybel sê, wanneer my geloof gebaseer is in die krag van God, dan bly my geloof staan. Die oomblik wanneer ek sê, Here, ek vertrou nie vandag op mense nie. Ek vertrou in die krag van God. Dis wat God vanmôre sê, you will receive power when the Spirit comes upon you. Kom ons sluit ons oë asseblief.
Ek wil hê dat terwyl elke oog gesluit en elke hoof gebuig is, wil ek vra dat hierdie boodskap net vir 'n oomblik by jou insink. Dit is dalk nie vanmôre vir jou vreeslike revelation nie. It's not something new, but it's something fresh. Ek wil hê jy moet by jouself besluit vanmôre daar waar jy sit. Is jy tevrede om maar net 'n kerkganger te wees? Of soek jy die krag van God om 'n change in mense se lewens te maak? Is jy bereid om vanmôre te kan sê, Here, dalk in die wêreld en die dinge in die lewe het so kom plak op my, Here, wat my hart het bietjie hard geraak. Is jy bereid om vanmôre te kan sê, Here, just come and change my heart, oh Lord. Change my heart. Miskien het die compassion wat jy altyd gehad het vir mense verdwyn uit jou hart uit. Die liefde vir mense, die liefde vir 'n sondaar het dalk uit jou hart uit verdwyn. Omdat die wêreld jou kom plak het. Dalk is sonde in jou lewe ingekruip. Klein goedjies het dalk in jou lewe ingekruip. As jy bereid om vanmôre te kan sê, Lord, I want to repent. Ek wil net buig voor God vanmôre. En ek weet dit is vanmôre heeltemal 'n ander tipe diens dalk as wat mense verwag op 'n Pinksteroggend. Maar ek wil getrou wees aan God vanmôre. Jy sien, ek kan nie vanmôre vir jou part repent nie. You have to repent yourself. Ek kan nie vanmôre vir jou part sê, Here, maak my hart sag nie. Ek kan nie vanmôre vir jou part sê, Here, gee my die krag van die Heilige Gees want ek wil 'n change maak nie. Net jy kan dit doen. Ek wil jou vra vanmôre. As jy vanmôre wil sê en jy is ernstig oor die saak vanmôre. As jy werklik waar vanmôre wil sê, Here, ek soek die krag van God se Heilige Gees in my lewe om 'n verskil te maak. Maar vanmôre wil ek sê, Here, I want to repent and I want to just change my heart today. Maak my hart weer sag vanmôre. Wil jy nie vanmôre, wie staan wat vanmôre net hier voor wil kom kniel vir 'n oomblik? Stap net uit, kom kniel voor en sê net, Here, kom raak my hart vanmôre aan. Wie staan wat vanmôre eerste? Ek gaan nie die uitnodiging uitreik nie, ek beloof jou, want dit is 'n baie doeteenvoudige boodskap. Maar ek wil sê, jy gaan nie by die plek uitstap en sê, Here, ek het nie geweet nie. Want die dag as ek voor God gaan staan, gaan hierdie dag teen jou tel. Dankie vir een wat ek kom. Jy nie kan kniel nie, kom sit dan net op 'n stoelie voor. Net as 'n bewys van, Here, as 'n manifestasie van ek stap vanmôre na U toe. To change my heart. Kom verander my hart vanmôre, Here. Gee my weer 'n sagte hart. Gee my weer 'n sagte hart.
Voor ek hierdie boodskap kon bring, moes ek voor God buig en sê, Here, ek repent. Want ons maak soveel foute in ons lewe. Ons laat toe dat die wêreld oor ons heers. Ons laat toe, Here, dat goed in ons lewe kom oorvat. Terwyl jy voor is, vra net die Here, just Lord, just change my heart. Change my heart, oh God. Vra dat niemand rondkyk nie, asseblief. Ek gaan hierdie uitnodiging afsluit. En ek gaan hierdie diens afsluit. Jy kan vanmôre hier uitstap dieselfde as wat hier ingekom het. Dit vat vanmôre 'n man met ruggraat en 'n vrou met ruggraat om te kan erken en sê, Here, ek het foute in my lewe. Ek is dalk nie so warm as wat ek was nie. Dalk het my lewe lou geword. Dalk het my eerste liefde vervlou, Here. Kishabayana rasa. Padre,